U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuberg.co.za. Goed, vir die wat wil saamvolg vanaand, ons is by 1 Korintiërs 2 vers 10. Nou ons kan in die eerste gedeelte pragtig opsom wat ons tot dusver oor gepraat en dan vanaand weer net so 'n stukkie aangaan. Goed, as almal die plekkie so gereed het, kom ons vra net die seën van die Here hier. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons vir 'n oomblik kan afsny van die wêreld en alles daar buite. En vir 'n oomblik wil ons die dag en alles net van ons afskud en fokus op U en U stem en U teenwoordigheid. En ook U Gees wat indringend werk. Here, dat ons sal hoor wat U vir ons sê, wat U vir ons leer en waarmee ons toerus. Dankie dat U hier is. Dankie dat U werk, dat U praat en dat U getrou is. Amen. 1 Korintiërs 2 daarvan af vers 10. Vang hom eers. Amper daai in ontsnap. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenis van God. Watter mens ken die verborgene dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ken niemand die verborgene dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde en met menslike wysheid ons geleer het nie, maar met die woorde wat die Gees ons leer. So verklaar ons geestelike dinge aan die mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar die dinge van die Gees nie. Dit is vir hom onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self word hy deur geen mens beoordeel nie. Kom ons gaan uit tot sover. Ons het gepraat oor die karakter en die persoon van ons Here Jesus Christus, sy goddelikheid en alles wat daarmee saamgaan. Ek wil nou die fokus 'n bietjie skuif van hom af na ons toe, die ontvangers van die Heilige Gees. Dis baie goed om die dogma te leer ken en daarna te kyk, maar op die ou end bly dit altyd 'n prediking vra, maar wat moet ek doen, hoe moet ek reageer, wat sê dit vir ons, wat leer dit vir ons, ook as Christene. Ek wil begin met 'n aanhaling van Tauser wat hy geskryf het, en ek dink dit is baie relevant veral in die uur waar ons in lewe, in die kerk waar ons in lewe wêreldwyd. Hy sê, you can always test the quality of religious teaching by the enthusiastic reception it receives from unsaved men. If the natural man receives it enthusiastically, it is not of the Spirit. En dis 'n hele mond vol, maar dit is so waar. Ons het 'n kerk wat wil die wêreld akkommodeer. Die wêreld wil vlei. Die wêreld moet hulle napraat en oor hulle prys en hulle juig en jubel. Maar dis 'n teken dat die Heilige Gees nie daar is nie. Hierdie woord is 'n tweesnydende swaard. Is 'n struikelblok, 'n skandalizo praat hy van. En vir die wêreld en vir die onbekeerde bly dit 'n grief. Dit kan nie iets anders dan nie. Vers 14 sê, die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie dinge van die Gees nie. Dis vir hom onsin. Daar's mense wat die Gees van God het, wat geestelik gesind is, mense wat wêrelds is. Eintlik kan ons die mense in die wêreld in 3 kategorieë deel. Ons het jou vleeslike mense, jou natuurlike mens. Kom ons begin eers by hom. Jou natuurlike mens is die doodgewone wêreldse mens. Hy kan baie gesonde, baie sterk wees, hy kan baie intelligent wees, baie aangenaam wees, baie goed geleerd wees, selfs baie godsdienstig wees. Kan goed wees teenoor alle ander mense. Uiterlik mooi mense. Moenie altyd dink as ons praat van wêreldse mense, ons praat van die skuim van die samelewing, van die uitvaagsels nie.
Ons praat ook hier van baie goeie mense, mooi mense, mense wat hulle werk in hulle harte verdiep in barmhartigheidswerk. Maar die natuurlike mens ken God nie. Is nie weergebore nie. Hy mag dalk die uiterlike skyn nie, hy mag dalk 'n bietjie godsdienst hê en godsdienst beoefen, baie skaflik, baie staatlik, omdat die sosiale etiek is en die sosiale ding wat verwag word. Maar 'n lewe in Christus het hy nie, van bekering kan hy nie praat nie, en alles wat daarmee saamgaan. Maar dan kry ons die vleeslike mens. Vinnie het altyd gepraat van die ontwakende sondaar. Die vleeslike mens is iemand wat sy oë oopgemaak is, wat die koninkryk van God en die dinge van God begin snap, begin bewus raak daarvan. Of daar ware bekering is of nie, dit kan ek nie sê nie. Oor die vleeslike mens gaan ek nie oordeel nie, dis moeilik. Daai deel gaan ons net los in die terrein van ons Here Jesus en die Koning. Maar daar is mense wat in die kerk sit, wat sukkel om geestelik te groei, wat onvolwasse bly in hulle geestelike lewe. So halfpad, op pad iewers heen. Halfpad op pad na die plek waar ons moet wees. En dis die gedeelte wat ons hier oor praat, die geestelike mens. Die mens wat die vleeslike afgelê het, die natuurlike afgelê het, wat weergebore is en 'n nuwe lewe in Christus begin het. Wat die knie voor hom gebuig en te sê, maar Here, U is my Here, U is my koning, en wat homself laat vul het met die Heilige Gees, en wat onder beheer van die Heilige Gees staan. Hulle is mense wat anders is as die wêreld, hulle kyk anders as na die wêreld. So ons het hierdie 3. Nou ek wil hulle beskryf in 'n analogie wat ons kan kry hier uit die Bybel uit. As ons terugblaai in die Ou Testament na die uittog uit Egipte, begin dit daar in Josua 1. My Moses dienaar is dood, maak jy nou gereken trek deur die Jordaanrivier. Die volk het aangekom deur die woestyn, hulle moet nou die beloofde land te besit neem. Jy en die hele volk, gaan na die hele land toe wat ek jou gaan gee, aan die Israeliete. Soos ek vir Moses sê, gee ek julle elke plek waar julle kom. So hulle bereik die einddoel, dis waarvoor hulle daar is. Hulle was in Egipte, hulle was slawe daar, was mislike omstandighede. God het hulle met 'n wonderbaarlike krag uitgelei, hulle het deur die woestyn gestap, en hulle kom by die beloofde land aan. Nou in hierdie hele prentjie sien ons ook die 3 stelle mense. Ons sien hulle reg rondom ons, ek het hulle gesien in die kerk en ek sien hulle buite die kerk. Ons het die doodnatuurlike mens. Hy bly in Egipte, hy is happy met Egipte, dis sy lewe, dis waar hy wil wees. Daar is geen fout daarmee nie. Daar is geen begrip van God en dinge wat daar buite is nie. Dis ongelukkig 'n groot deel van die wêreld. Hulle het nie sin in daaraan van God en die dinge wat vir hom wag nie. Maar dan is daar ook mense wie die Here oë oopgemaak het, wat saamgetrek het ook. Mense wat smag na die beloofde land. Ons het in Hebreërs 11, wat hy skryf oor die uitverkorenes van die Here. Hy skryf oor Moses, wat die smaarte wille van Christus, het hy groter rykdom geas die skatte van Egipte, omdat hy 'n beloning uitgesien het. Hy was 'n geestelike man, hy het iets anders gesien. Hy was nie tevrede met omstandighede en die dinge van die omstandighede nie. Daar's iets beter, die Here het vir hom gewys, die Here het openbaar, en hy het gevat. Vers 13 vat 'n opsomming van die gelowiges deur die eeue. Hulle sê terwyl hulle steeds glo, het al die mense gesterf sonder om te verkry wat beloof is. Maar hulle het in die verte gesien en daaroor gejuig. Hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Daar is deur die genade van die Here mense wat begenadig is. Van al die volke op aarde het die Here hom ontferm oor die Israeliete. Ek het 'n belofte wat ek julle maak, ek vat julle na 'n beter land toe. Nie vir die Egiptenare nie. Egiptenare bly waar hulle is, en die wêreld bly soos hy is. Jy sien, natuurlike mense soos Egipte, hy is doodtevrede met die wêreld en die dinge van die wêreld. Maar nou is daar 2 wat uit hierdie land uitbeweeg het.
wat trek deur die woestyn op pad na die beloofde land toe. En die hartseer deel is, en dis 'n deel wat die Here baie swaar op my skouers gelê het, my hele bediening lank, is vleeslike Christene. Weet jy hoe sleg is om by die beloofde land aan te kom en terug te kyk na al die grafte en al die lyke van mense in die woestyn wat dit nie gemaak het nie. Banke wat leeg geraak het deur die jare, mense wat hulle rug gedraai het op die Here, vleeslike Christene. Mense wat nie onder die heerskappy van Christus en van sy gees gestel wil word nie, en nooit die einde bereik nie. Hulle oë het oopgegaan vir iets beter, iets groters. Hulle het die hoop, hulle is op pad na die groter en die beter toe. Maar hier kry ons in hierdie gedeelte wat ons nou by gestil staan by Joshua, dat hulle op die punt is om die beloofde land in te gaan, en as daar baie wat dit nie wil doen nie. Die verspieders, as julle reg onthou, is uitgestuur, en net 2 van hulle teruggekom en gesê, dis 'n land vol melk en honing, dis ons en ons kan dit vat. Hoekom? Want God het dit beloof, die ewige lewe. Die res was negatief, hulle was bang. Die land is vol reuse, die land het hoë mure en sterk weermagte, ons kan dit nie doen nie. En so is die natuurlike mens. Hy kom tot by die drempel, hy kom naby dit. Maar die oorgawe deel kom net nooit nie. Hulle is soos mense wat deur die woestyn loop, en soms is hy naby aan die beloofde land, as jy weer sien, dan is hy weer terug naby in Egipte, en hulle hele geestelike lewe is 'n heen en weer wipplankryry. Dan kom hy by 'n diens, en hy woon 'n diens by, en hy's aangeraak deur die Here, en hy's weer, ek is op die drempel van die beloofde land. Net om volgende week, en in die week wat kom weer, terug te wees, terug te kyk, en terug te smag na Egipte. Hulle vrees, net soos die Israeliete, want daar is 'n prys om te betaal om die beloofde land in te gaan. Hulle moet die wapens opneem en dit gaan inneem. Daar's baie mense wat langs die pad in my bediening al gesien het, wat goed begin en goed die pad saam stap vir 'n eind. En dan val hy maar terug, en baie keer raak hulle weg. Ek onthou dat ek gesing al baie, toe ek 'n baie jong man was, nog voor ek in die bediening gestaan het, toe ons nog maar 'n BKA, 'n Bybelstudie groepe gehad het, mens na sekere van hierdie manne gekyk en gedink, joh, hierdie ouens is op pad na die beloofde land toe, net om 'n ruk later agter te kom te vra, maar waar is hy nou? Wat het van hom geword? En later wil hy niks meer te doen hê nie. Wat is dit? Dis hierdie oorgawe. Die oorgawe wat nie kan kom nie vanweë vrees, vanweë ongeloof. Die Here beloof, hierdie land is joune. Maar ek wil nie opgee nie. Ek wil nie oorgee nie. Ek wil nie prysgee nie. En so het ons hierdie vleeslike mens, hierdie vleeslike Christen, wat in 'n baie sorry tyd lewe. Hy sit in die kerkbanke, en soos ek sê, ek gaan nie oor hom oordeel nie. Ek gaan hom altyd aanspoor om te kom by die geestelike man, soos God dit vra en God dit van ons verwag. Ons moet nooit skiet vir die laagste rangorde in die hemel nie, ek moet skiet vir die allerbeste. En dit is my werk om die aspirasie hoog te hou. Maar die realiteit is nie elkeen wat sê, Here, Here nie. Nie elkeen wat saam met Egipte uitgeloop het en uitgegaan het in die beloofde land aangekom, en teendeel niemand van hulle aangekom nie. Langs die pad het hulle weggeraak, want hulle was nie waardig nie. Is dit nie 'n sorry toestand, 'n bejammeringswaardige toestand om 40 jaar lank te trek en nêrens te kom nie? En ek vrees dis die toestand van baie mense geestelik gesproke. Omdat hulle nie hulle self wil oorgee aan die Here, laat vul met die Heilige Gees en hierdie geestelike pad wil stap nie. Hulle wil in die Here wees, maar hulle wil in die wêreld wees. Hy wil in die beloofde land ingaan, maar hy wil Egipte nog saamtrek.
Hy wil nou nog 'n bietjie van die vleispotte van Egipte geniet en al die ander dinge. Hy is nie bereid om die kwartels te eet nie. Die woestyn is nodig. Onthou ons het al gepraat daaroor, né? Waar loop die weg van heiligheid? Dit loop deur die woestyn. Die pad na die beloofde land loop altyd deur die woestyn. Daar's geen ander weer nie. Dis 'n hoëweg want hy's gemaak vir baie om te bewandel. Dis net jammer dat so min op die ou end werklik hierdie pad bewandel. En so min wat wil oorgee en hierdie wonder en hierdie nuwe lewe in Christus geniet. Na 40 jaar is hulle nog waar hulle begin het. Paulus skryf nog so 'n bietjie verder aan. Hy sê, every man who stands in the shadow and slanders the deeper spiritual life is slandering the sunlight, the sunshine. Every man who refuses to enter into the holy life is in the wilderness, slandering the homeland of the soul. As jy begin praat oor die geestelike lewe, die ouer teoloë en die ouer predikers het gepraat van die dieper geestelike lewe, wat eintlik die ware geestelike lewe is. Hierdie wat Paulus van praat, wat die wêreld nie ken nie, ook die naam Christen ook nie ken nie. 'n lewe geborge in Christus, gevul deur sy Heilige Gees, beheers deur sy Heilige Gees, is 'n vreemde begrip. Ek is jammer, maar vir baie in die kerk, omdat hulle vleeslike Christen is, wil vashou in die ou deel daarvan. En wat hulle doen is, en dis wat hy na verwys, hulle sit hier in die skaduwee, hulle sit hier op die kantlyn en hulle praat sleg van jou. Daar is nie 'n dieper geestelike ding, jy hou jouself beter as ons, jy hou jou heiliger as ons. Ek het dit ervaar in kringe waar predikante by mekaar kom, hoe hulle presies hierdie lasterlike dinge sê van mense wat aspireer om 'n heilige lewe te lei. God welgevallig. Dat selfs manne wat op die kansel staan, nie verstaan waarvan ons vanaand hier praat nie. Die dieper geestelike lewe, eintlik die enigste lewe. Die rede waarvoor ek verlos is, waarvoor ek uit Egipte uit gaan haal is, uit my sonde toestand uit. Ek word deur die woestyn getrek en die Heilige Gees werk met my, hy reinig my, hy leer my wat afhanklik is en alles daarmee saam. Wat 'n hartseerpunt om te kom by die beloofde land en nie te kwalifiseer nie. Julle onthou die Israeliete aangekom het by die beloofde land. Klaand, murmurerend, hardhoorend, ongehoorsaam. Alles behalwe heilig. Hier is 'n heilige stad vir heilige mense. God in sy genade en sy grootheid. En dit is ook 'n skrikwekkende deel. Het hulle nie almal vernietig op een slag nie. Maar met die verloop van tyd het hulle elkeen een vir een weggeval. En nie een is in die beloofde land in nie. Stadig maar seker het die plekke leeg geraak. En is dit vervang met mense wat wel hierdie pad wil stap en hierdie land wil ingaan. Wat maak hulle so mislukking? En vanaand wil ek maar kort praat en daaroor praat, want ons praat hier van die geesbeheerste lewe. En ek kan nie 'n geesbeheerste lewe hê nie, ek kan nie 'n geestelike mens wees, wanneer ek die Gees van God bedroef nie, teenoor hom staan nie. En dan kom ons altyd terug by die nommer 1 ding. Dis sonde. Ek beweeg nooit vorentoe nie. Daar's dinge wat my vashou, daar's dinge waaraan ek vashou. Daar's baie mense wat in die kerk sit, jare in en jaar uit, en hy bly dieselfde persoon as wat hy was. Inteendeel, jy beweeg nooit op 'n plat lyn nie. Ek dink die wet van gravitasie is 'n geestelike wet ook, wat nie opgaan nie, gaan af. Niemand plateau uit in sy lewe en gaan net so aan nie. As daar 'n bietjie sonde in ek in jou lewe is dit suurdeeg wat later alles oorneem. As jy 'n klein bietjie
onvergewensgesindheid het, dan raak jy 'n bitter mens. En hoe ouer jy word, hoe bitterder en harder raak jy. Enige klein stukkie ding wat ek wil vashou aan my verlede, wat maak dat ek nie kan vorentoe beweeg en aanbeweeg nie. Deel van ons geestelike lewe is dat die Here voor ons kom staan en hy kom sê, kom gee oor. Elke keer 'n nuwe fase, elke keer iets nuuts. So beweeg ek tree vir tree op pad na die beloofde land toe. In die omstandighede, partykeer is dit 'n vreeslike lekker fonteine waardeur ons beweeg, baie ander keer is dit deur die woestyn wat ons beweeg. Maar 'n kind van die Here beweeg, 'n kind van die Here groei, die kind van die Here verander. Dis waarvoor ek die Heilige Gees ontvang het. En hy werk in my diepste wese. Iemand wat nooit vorentoe beweeg nie, is iemand wat nooit werklik koud of werklik warm is nie. Julle onthou wat Laodicea gesê is, Openbaring 3. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet jy nie net koud is en ook nie warm nie. As julle maar koud of warm was. Dus ek sê, dis 'n las wat die Here baie swaar op my skouers gelê het, my hele bediening al. En ek weet kinders van die Here wat dit verstaan sal my vergun as ek gereeld stil staan by daai enkel skaap en daai persoon wat nog hier sit en nog wil vashou in Egipte. En ek met hom praat. Jy sal weet ek praat nie met jou nie. As jy maar koud was, om met 'n rou heiden te werk of iemand wat die Here nie ken is baie makliker as iemand wat alles weet. Maar wat besluit het, dis veilig hier. Dis veilig in Egipte, dis rustig in Egipte, dis rustig waar ek is. En ek regverdig myself so. Dis baie moeilik om dit van jou gewoontes te breek. Maar my liewe mense, as jy nie met van jou gewoontes wil breek wat die Gees jou bybring nie, waarborg ek jou geestelike mislukking. Jy kan 'n mislukte Christen wees. Jy kan 'n mislukte onderwyser wees, nie waar nie. Jy kan jou lewe swat en jy kan alles doen. Jy kan by die beste universiteit gaan studeer het. Jy kan 'n klaskamer opdaag en agterkom ek hou nie van kinders nie. Gaan nie werk nie nou. Verkeerde dinge gejaag, verkeerde dinge gedoen. En so is dit alle beroepe en baie besighede het ondergaan. Ek kan 'n mislukte besigheidsman wees, maar ek kan ook as mislukte Christen wees. Nooit uitgekom by die punt wat God vir my gegee het nie, en waarvoor hy sy Gees vir my gegee het, om my toe te rus, om in my ewige rus en in die ewige heerlikheid in te gaan nie. Dis die hele punt. Maar die punt van die saak is dat ek as Egiptenaar kan nie in die hemelse stad instap nie. Daar moet 'n vernuwing en daar moet 'n verandering wees. Dis waar die wedergeboorte begin, in die pad van heiligmaking. Timoteus praat hulle van twee manne wat teen Moses verset het. Die Bybel praat nie van hulle, is eintlik in die Bybel, buite Bybelse bronne. Dis twee van die towenaars wat ook dieselfde toorkunste as hy gedoen het. Hy sê net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hy nie mense teen die waarheid. Mense wat hulle verstand verward en hulle geloof 'n mislukking is. Daar is soveel wat wegskram van hierdie oorgegewede lewe, hierdie dieper geestelike lewe, die geestelike lewe. En hulle is in 'n verstand verward, want hulle hardloop op die oppervlakke, en dis hoekom Christianity Light, wat so deur die wêreld hardloop, so geweldig gevaarlik is, want dit ken nie 'n dieper geestelike lewe nie, dit ken nie heiligmaking, dit ken nie wedergeboorte nie, dit ken nie oorgawe nie, wil niks daarvan weet nie. Dis die evangelie waar elke Egiptenaar baie gelukkig is om te hoor, en baie gemaklik is om te hoor, en entoesiasties om te hoor. Maar dis nie die evangelie wat jou by die beloofde land uitbring nie.
En ek voel, daar's baie wat so in 'n kerk sit, verward in hulle verstand, omdat hulle nie luister na die woord van God nie, en nie gehoorsaam is aan die woord van God nie. En daarom 'n mislukking in hulle geloof. Hy gaan aan vers 9, maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net so geval met Jannes en Jambres. Hulle kom nie ver nie. Dis duidelik vir die mense wat wel die gees van God het, soos Korintiërs hiervan praat. Ons kan oordeel, ons kan beoordeel, want ons het die gees van God, ons het sy denke, hy het ons verander, ons oë oopgemaak, ons kan die dinge sien vir wat dit is. Deel as herder te wees is die leiding wat jy op jou het, om te sien hoe mense vas bly sit en vas bly hou, jaar in en jaar uit. En partykeer kan ek voel hoe die gees met hulle praat en direk met hulle praat. Nooit dat ek op 'n ou sal hamer van die kansel af nie, maar partykeer bring die gees dit en lei dit reguit soontoe. Reguit vir jou. Dan is dit nie Eddie Botha wat met jou praat nie. En dan skud hy homself af. Die tyd wat hy by die voordeur uitgestap het, is dit ou nuus. Nooit weer verder beweeg nie. Hulle kom nooit ver nie. Ek sal my werk nie reg doen, ek sal my werk nie goed doen, as ek nie sorg dat elkeen van julle saam met my die hemelse stad instap nie. Hulle maak kompromieë, dis die tweede rede hoekom mislukking is. Hulle stagneer en kompromieë. Kompromieë is 'n uitvinding van die duiwel. Dis die manier hoe hy handel met mense. Daar's 'n regheid, nou pad. Hierdie gees is die gees van die waarheid, en hy lei ons in sy waarheid. En daarmee kan ek nie onderhandel nie, daarmee kan ek nie kompromie maak nie. Met wie maak 'n mens 'n kompromie? Jy maak 'n kompromie met iemand wat jou gelyke is, en op gelyke voet met jou staan. Jy en jou vrou kan 'n verskil oor wat ook al, en kan sê, okay, maar luister, kom ons moet mekaar halfpad. En dis wat ons besluit, en ons ontmoet mekaar halfpad. Maak jy 'n kompromie met die koning? Sê koning, nee, ek stem nie met jou saam nie. Jy kan nie dit alles van my vat nie. Ek sê jou helfte daarvan gee. Koning gaan net sy wagte so knik, en dis die laaste sien van jou. Want dit wat jy het, behoort in elk geval aan die koning. Daar's geen kompromie om te maak nie. Ek kan nie met die koning van die konings 'n kompromie maak in my lewe nie. Op die terrein van die gees en die geestelike mens besef daar's 'n prys om te betaal. Daar's 'n lewe om te gee, daar's lewe om oor te gee. En as die gees van God vir my praat, dan luister ek. En wanneer ek luister en gehoorsaam is, beweeg ek. En hy vat my tree vir tree vir tree. Sonde vir sonde in jou lewe, karaktertrekke, probleme, dit wat nie sy glorie reflekteer nie alles is sonde wat hy hanteer nie. Hy vat al hierdie dinge, en hy hanteer dit so, stap vir stap vir stap. En elke keer sy praat, ja Here, ek hoor, leer my, lei my, ek buig die knie voor U, U is die gees van God, U is my Here, ek kan nie 'n kompromie maak nie. Matteus het ons gewaarsku, niemand kan vir twee baase werk, jy sal een minder af en ander hoër, vir die een meer oor as die ander, en afskeep. Ek kan nie twee belange in my lewens hê nie. Die geestelike man het 'n enkelvoudige siening, enkelvoudige visie. Ek is op pad na die beloofde land. En dis hoe ek daar kom. Beide het die Here ook vir ons vroeg openbaar, Exodus 20. Toe hy praat oor afgoderry en ander gode, jy mag al nie vir ure dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. En God het nog nooit verander nie. As ek die pad van Christendom wil stap,
in die gees wil stap, in 'n geesbeheerste lewe wil stap, dan is dit nie 'n halwe pad nie. Dis nie 'n halwe deel nie. Dis nie 'n tydsdeel wat ek koop nie, en dis ook nie gedeeltelik wat ek stap, wanneer en waar dit my pas nie. Dis alles kenmerke van die vleeslike Christen. Hy dien die Here op sy manier, op sy terme. Waar hy gaan uitkom, kan ek nie vir jou sê nie. Maar ek herinner julle aan, dat die meeste, die Here gesê, gaan nie in sy rus in nie, van die Israeliete, wat so halfpad gestap het nie. Nie elkeen wat my sê, Here, Here nie. Dis 'n baie donker, grys area. Jy mag 'n Christen wees, jy mag werklik 'n kind van die Here wees, en sukkel in jou vlees, maar die sukkel is dood eenvoudig ongehoorsaamheid en vrees. Dinge wat oorgegee moet word vir hom. Here, ek wil hê jy moet koning wees oor elke deel van my lewe. Ek ruik nog die potte van Egipte. Daai vleisreuk is nog naby aan my. Vat dit weg. Gee dat ek genoegsaam sal wees met hierdie manna en hierdie kwartels. Laat my oë gefestig wees op die begin en die volëinder van my geloof, Jesus Christus. Daar is 'n dieper geestelike lewe om te leef. Daar is 'n dieper pad om te stap. Die ware pad. Die enigste pad. Daar is ongelukkig baie kerke en baie wat in kerke sit, wat halfpad tussen Egipte en die beloofde land is, en wat so in die stilte omkom, en dit nooit maak nie. Hoekom? Omdat hulle nooit oorgee aan 'n lewe beheer deur die Heilige Gees nie. Kom ons gaan net eers tot sover. Here Jesus, ek sê vir U dankie, dat daar vir ons 'n belofte bly staan, deur al die eeue. Dat daar vir ons 'n lewe by U wag, 'n hemelse stad. En net soos die Israeliete van ouds, Here, het U ons vrygemaak, het ons eie Egipte, ons eie wêreldse lewe, en is U besig om ons terug in te lei na die hemelse stad toe. En Here, hoe tragies as ons daar kom, en dat ek te bang is om in te gaan. Nog vas is aan die wêreld en die dinge van die wêreld agter my. Om my lewe so te mors, onder die geklank van die woord, dat dit my niks baat nie. My hart skeer, Here, want daar is so baie wat dit doen. Daar is ook in ons eie gemeente, wat deel is van ons kudde en sê deel van ons kudde, wat vasgevang is tussen hierdie twee, en nooit werklik vorentoe beweeg nie. Maar Here, U is die een wat oë oopmaak, en ons bid ook vir hulle. Ons bid vir geestelike deurbrake. En die wat nog nie tot bekering kom, bid ons vir wedergeboorte. En dat hulle saam met ons en ons saam met hulle 'n volledige, volwasse geestelike pad saam met U kan stap. Oorgegee aan U, gevul met U. Enigste enkelvoudige strewe is om U te eer, om U gehoorsaam te wees. Here, dis vir 'n mens 'n onmoontlike pad om te stap. Daarom het U Gees in my gegee, by my, altyd by my, sodat ek hierdie hemelse stad kan haal. En ek moet bely, as dit nie vir U was nie, o Here, sou ek lankal moed ingegee het. Dankie vir U genade. Dankie vir U lankmoedigheid, U geduld. Ons eer U is 'n goeie God, 'n koning en ons Heer. Amen.